Hallo julle, hier is die tweede deel waar ons na die periodeveranderinge in trigonometrie grafieke kyk. En hierdie slag wil ek as 'n voorbeeld gebruik, g van x is minus 2 cos 3x en ek wil dit teken net vir minus 180 grade tot by 180 grade. Ons weet, dit is maklik om 'n trigrafiek te teken. Jy gaan doodeenvoudig na jou sakrekenaar toe, jy kies die tabel, jy vul die funksie in en die belangrikste ding is om jou step reg te kies. So hier sien ek dat daar met 3 vermenigvuldig is in die hoek. So dit beteken my periode gaan verander. My nuwe periode gaan die normale 360 grade wees, en dan as die hoek vermenigvuldig is, dan deel ek die periode. So my nuwe periode gaan 120 grade wees. So as jy nou dink, hier is 120 grade, jy gaan van 0 tot by 120 grade alreeds 'n volle kosbakkie hê. Nou kom ons kyk net gou-gou, hoe lyk 'n kosgrafiek? Nou omdat ek hier 'n 2 het, gaan ek sommer kyk na y is gelyk aan 2 cos x. Nou hierdie deel moet jy nou baie goed ken, dit lyk min of meer so iets. Dis daar by 180, 90, 270 en dan eindig ek by 360 grade. So dit is hoe 'n kosbakkie lyk. Nou, wat doen hierdie min 2 wat ek daar het? Dit reflekteer die grafiek in die x-as. So, as ek nou maar net weer kyk, dan gaan alles nou net in plaas van daar by min 1 gewees, gaan dit so lyk. Och, nee, baie mooi grafiek nie, maar ek dink jy kry die idee. En omdat my periode, my amplitude 2 is, weet ek die hoogste punt gaan 2 wees en die laagste punt gaan min 2 wees. So hierdie is die vorm waarna ek gaan kyk as ek na 'n volle golf gaan soek van die funksie. Nou ja, so ons het gesê die min 2, die min maak dit 'n refleksie. Vat ek nou die min maak dit 'n refleksie. Die 2 is die amplitude waar 'n normale kosgrafiek tot by plus 1 en af na min 1 gaan, sal 2 cos x op na plus 2 en af na min 2 gaan, en net so ook dan min 2 cos x. Onthou, die amplitude is altyd positief, want dit is 'n afstand. Goed, en dan die cos 3x, nou die 3x verander die periode, soos ek reeds hier verduidelik het. Ons verwag dat ons periode 120 grade is. Nou op 'n manier is jy gelukkig as jy gevra word om 'n grafiek te teken, want dit is maklik. Jy gaan dit doodeenvoudig vat, jou rekenaartjie stel op 'n tabel en dan gaan jy die funksie insit. Belangrikste ding is net om jou steps reg te kies. Nou ja, ek het my steps 30 grade gekies. Kyk, van minus 180 na minus 150 is 30 grade en so verskil elke keer 30 grade. Nou hoekom doen ek dit? Omdat ek my hoek vermenigvuldig het met 3. So dinge gaan 3 keer so vinnig gebeur. Wat hier by 90 gebeur het, gaan nou al reeds by 90 gedeel deur 3 gebeur. So daarom wil ek hê dat op my assestelsel ek moet 30 grade kan sien. En dan 30 grade van daar af is 60, want 90 gedeel deur 3 is 30. Tyd. Dis hy.
kom ons teken die grafiek. So, jy gaan dit nou als op jou rekenaartjie sit en dan plot jy maar dood eenvoudig die punte. By minus 150 wat nou hier is, gaan dit 0 wees. By minus 120 is dit min 2. Dan weer 0 by minus 90 en 2 by minus 60. By minus 30 weer 0, by 0 is dit min 2, 30 is weer 0, 60 is 2, 90 is 0, daar sê 120 grade gaan ek af na min 2 toe, by 150 is ek by 0 en by 180 is ek weer by 2. Goed, en dan moet ek dit nou net verbind, probeer dit 'n bietjie gerond doen en probeer deur al die punte gaan. Is nie altyd so maklik nie, maar ek gaan probeer hier 'n bietjie gerond deur daardie punt, weer 'n bietjie gerond. Daar sê al my konsentrasie. Goed, daardie is die grafiek van G, wat minus 2 kos 3x is. So kom ons kyk of ons dit waaroor ek hier gepraat het nou, wat elke een van hierdie een doen aan die grafiek, of ons dit kan sien. Nou, kyk na my eerste golfie hier, daar het ek hom nou in geel gehighlight. Kan jy sien dat dit 'n volledige kosgolf is? En daardie volledige kosgolf het net 120 grade gevat, want daar is ek by 120 grade. En na die volle golf begin ek met herhalings. Hiervoor ook, dis maar net 'n herhaling, dis maar net 'n herhaling van die laaste deel, hier is die herhaling van die eerste deel. So ja, my periode is regtig 120 grade, want ek het my volle golf in 120 klaar gekry. Dan die minus was die refleksie in die x-as, en ons het klaar hieroor gepraat, hy dop net my bakkie om. Nou ja, hierdie is 'n gewone kos, en as jy hom reflekteer in die x-as, gebeur presies wat ons nou daar sien. Die min beteken die refleksie. Die 2 is die amplitude. So die amplitude is 2. Nou ja, so ons het nie die waardeversameling neergeskryf nie, ons het die nuwe periode is 120 grade, die amplitude is 2, die minus maak dit 'n refleksie in die x-as is, dan kan hulle vir ons die definisieversameling vra, wat hulle selde sal doen, want is eintlik gegee hier, x is 'n element van minus 180 tot by 180, en hulle kan ook vir my die waardeversameling vra. Nou, ek gaan maar dit net neerskryf, die waardeversameling beteken y is 'n element van, en y, kyk ek na my laagste y-waarde, dan is dit by min 2, en ek gaan dan na my hoogste y-waarde toe, en dit is plus 2. Goed, nou gaan ons na die volgende voorbeeld. In hierdie voorbeeld gaan ons die skets teken van 'n tan-grafiek. F van x is tan x op 2, en ons het weer ons interval van 0 tot by 360 getrek. Nou onthou, as jy 'n tan-grafiek het, het jy 'n asymptoot. Die periode van 'n tan-grafiek is ook net die periode van y is gelyk aan tan x is net
80 grade. Die grafiek lyk mos so. Jy het hier by 90 grade 'n asymptoot en daar is 180 en dan het jy hier by 270 'n asymptoot en dan lyk die golfie so en hierdie is een volledige tangolf. Ek gaan hom nou vir ons highlight. Daar sê, dit is hoe ons 'n tangolf teken. En dit is van 90 tot by 270 grade wat 180 grade van mekaar af is. So, wat gaan die periode van F nou wees? Nou ons hoek is met 2 gedeel, so my nuwe periode moet ek dan met 2 maal. So dis 2 maal 180 grade wat 360 is. So ons verwag om net 'n volle tangolf, wie is 'n volle tangolf, van 0 tot by 360 grade te kry. En ons gaan nou maar weer die punte plot, net soos ek met die vorige vraag gemaak het. Ek het dit reeds in die sakrekenaar gesit. Ek het my step net 90 grade gekies, want as jy die hoek deel, dan beteken dit jy gaan net 'n halwe tangolf in die 180 grade inkry. So hier tot by 180 verwag ons gaan net 'n halwe golf kry, miskien nie opgaan die helfte. En ek het nie nodig om my intervalletjies hier nog kleiner te maak nie. So, in jou rekenaar kry jy hierdie waardes. Ek wil praat oor die 180 grade wat sê error. Nou dit beteken nie jy het 'n fout gemaak nie. Dit beteken dat ek 'n asymptoot het. Daar is my asymptoot. Nou, by x is gelyk aan 180 grade. Vergelyk dit met die gewone tan, as ek nie die hoek gemaal het of gedeel het nie, dan sou my asymptote by 90 en 270 wees. Ek het die hoek gedeel, so dinge gaan stadiger gebeur, wat by die oorspronklike grafiek op 90 grade gebeur, gaan nou eers by 180 wees. Ja, en dit wat hier by 270 gebeur, gaan nou eers by 2 maal 270 wees, en dit is nie meer in ons interval nie. So by 0 grade is tan van 0 op 2, 0. By 90 grade kry ek 1. By 180 het ons reeds gesels, kry ek my asymptoot. By 270 kry ek -1 en by 360 kry ek 0. Nou jy moet die basiese golwe goed ken. So as jy weet dit is hoe 'n tangolf lyk, dan kan jy sien dat uit hierdie 2 punte gaan jy hulle verbind, so effens gerond en dan op. En hierdie deel gaan eintlik soos die eerste deel van ons tangolf hier wees. So daar is my grafiek van tan x op 2. En as ons nou kyk hoe lank het dit gevat om 'n hele golf te hê, moet ons onthou, daar is 'n halwe golf en hier is nog 'n halwe golf. So die 2 halwes saam gaan vir my hierdie golf gee. Soort van as ek hierdie een kon optel en hier neersit, dan sal jy 'n hele golf kry. So dit neem van 0 tot by 360 grade vir 'n hele golf. So die nuwe periode hier is 360 grade. Dan die ander ding wat belangrik was vir 'n tangrafiek, is ons moes altyd gekyk het wat gebeur by 45 grade, en omdat tan van 45 1 is, het ons dan hierdie punt op die grafiek gekry.
So, nou moet ek ook kyk, jy sien 45 is presies van 0 na die helfte van die asymptoot. So, vanaf 0 na die helfte van die asymptoot is nou by 90 grade en daar by 90 grade kry ek nou die waarde 1. So altyd wanneer jy 'n tangrafiek moet skets, is dit baie belangrik om te kyk wat gebeur halfpad na die eerste asymptoot toe. Goed, definisieversameling hierdie slag. Die definisieversameling, ja, dit word daar vir ons gegee. X is 'n element van 0 tot by 360 grade, maar ons moet onthou van die asymptoot. So X is nie gelyk aan 180 grade nie. En die waardeversameling van 'n tangrafiek is altyd alle reële getalle, want ek gaan vir ewig op boontoe en vir ewig af ondertoe. Goed, dit was ons 2 voorbeelde van periodeverandering.